Hartverband, Rika Du Plessis. Ek lees vandag vir julle 'n pragtige, korter liefdesverhaal van 'n gesoute romansa skrywer wat intussen ongelukkig oorlede is. Hierdie is 'n storie wat ons vir die Renza Afrikaanse skrywers omnibusse aangekoop het en dit is deel van ons 4de omnibus. Rika Du Plessis was 'n getroue bydraer in byna elke omnibus tot voor haar dood. Sy was 'n besige en vrugbare skrywer. Vele van haar boeke is deur Lapa gepubliseer, maar sy het ook van haar eie stories op Amazon vir Kindle gepubliseer, nes ek. Google haar naam, Rika Du Plessis en romansas, as jy die e-boeke wil aankoop om self te lees. Ek plaas ook nou weer ons Renza omnibusse op Draft to Digital, sodat dit byvoorbeeld na Kobo en ander plekke ook versprei kan word. Maar hier volg Hartverband, Rika Du Plessis. 1. Sy kan nie glo dat sy uiteindelik in die Boland is nie, al is dit net vir 'n lekker lang kuier by haar ma Erna. Sy wens haar ma wil nou die pandjieswinkel verkoop en haar ou dag geniet, maar sy weier. Sy sê dit is al waarvoor sy nog leef en sy geniet dit, asof sy stok horing oud is. Sy weet daar is 3 antiekwinkels wat maar te gretig is om haar ma se plek ten duurste te koop, indien sy sou instem. Vanoggend kon Tessa haar darm oortuig om 'n slag in die winkels te gaan rondloop en vir haar 'n paar stukkies nuwe klere te gaan aankoop. Natuurlik moes sy, Tessa, dan instem om vir daardie tyd in die winkel te kom werk, want ma weier dat die winkel toestaan. Tessa kyk om haar rond. Hier is iets van alles, maar die meeste goed is antiek, en dit is waarvan haar ma hou. Die fluit van 'n Piet my vrou by die deur laat haar omdraai in daardie rigting. Dit is ma se idee. Die oomblik wat iemand sy voete binne die winkel sit, klink die voelgeluid helder deur die winkel. Die man wat binne gestap kom met 'n foto in sy hand. Dit is egter nie daarna wat sy kyk toe hy voor haar tot stilstand kom nie. Amandelbruin oë hou haar blou is 'n oomblik gevange. Sy kan dit net eenvoudig nie 'n ander naam gee nie, want die oomblik toe sy in die kykers vaskyk, is die kleur van 'n amandel die eerste wat voor haar geestesoog verskyn. Die besonderse oë verlaat hare en kuier 'n oomblik lank skaamteloos oor haar figuur. Sy kan nie onthou of sy al ooit sulke besonderse oë elders gesien het nie, en ook nie of sy al ooit onder 'n man se aandagtige kyk gevoel het of daar voetjies oral oor haar liggaam trippel nie. Hy maak keel skoon en sy ruk amper uit haar verstardheid terug. Genigtig, daardie paar oë het haar skoon begoogel, sodat niks anders om haar saak gemaak het nie. Ekskuus, ek was 'n bietjie in gedagte, meneer, kan ek help? Vra Tessa so normaal moontlik, al kry sy die indruk daardie oë spot liggies met haar. Ek is op soek na die dame aan wie die winkel behoort, antwoord hy, en sy stem streel oor haar soos 'n loom aandwindjie. Sy is nie nou hier nie, miskien later vandag is daar vir haar 'n boodskap. Sy is my ma. Ek het hierdie foto op haar advertensiebord afgehaal. Ek stel belang daarin om dit te koop, sê hy, en hou die foto na haar toe uit. Dit is 'n oudtydse musiekdosie met die pragtigste houtinsetsels, beslis antiek. Herken sy hom uit haar ma se versameling van antieke musiekdosies. Ek kan jou daarmee help. Werk jy hier? Vra hy met 'n geligte wenkbrau. Tydelik ja. O, ek sien. Nou maar goed. Hier is die geld. Kan ek net asseblief 'n kwitansie kry? Niemand gaan hier uit sonder 'n kwitansie nie, meneer, antwoord sy vinnig. Ek weet dit darm, voeg sy mompelend by. Sy vat die geld, tel dit voor hom. Die dosie is nogal duur, maar hy kan dit duidelik bekostig. Kan ek jou naam en van kry vir die kwitansie asseblief? Hugo van Veeren.
Tessa skryf die kwitansie uit en oorhandig het aan hom. 'n Oomblik rus sy hand op die kwitansie saam met hare. Dan glimlag hy effens en trek dit tussen haar vingers uit. Dankie, dit was aangenaam om met jou besigheid te doen. Dalk sien ons mekaar weer. Totsiens, groet hy, draai om en stap weg. Onwillekeurig gly haar oë oor sy stewige netjiese sitvlak. Daar het hy beslis eerste in die ry gestaan. Tessaatjie, ek is terug, roep ma Erna, toe sy by die deur inkom, sit tussen die Piet my vrou se sang deur. Tessa stap van die klein kombuis af terug in die winkel in, met die koppie tee wat sy sopas vir haarself gemaak het. Ag nee ma, jy was dan skaars 'n uur weg. Dis mos nou nie wat ek 'n lekker shopping spree noem nie, lag sê sy. Ag kind, 'n ou mens weet wat sy wil hê en gaan koop sy dit. Nie soos julle jonges wat die hele winkel omkeer en miskien niks koop nie. Kan ek ook tee kry asseblief? Natuurlik ma, ek gaan haal gou. Ek het een van ma se musiekdosies verkoop, die een wat op die foto op die advertentiebord was. Die foto lê daar langs die kasregister, roep sy oor haar skouer toe sy kombuis te stap. Dit raak stil in die winkel, en toe sy oomblikke later met die tee by haar ma kom, staan die ou mens met die foto in haar hand en 'n hewige frons tussen die oë. Dankie vir die tee, Tessa, maar sê vir my, wie het my prys op die foto verander? Vra Erna ernstig. Dit was toe die man dit hier aangebring het, dit het net so gelyk ma. Ek het gedink dis ma wat die dosie se prys goedkoper gemaak het. Hoekom? Is dit nie reg nie? Beslis nie, kind. Ek sou daai dosie nooit vergoedkoper as hy die oorspronklike prys van hom verkoop het nie. Dit moes die man self gewees het wat dit verander het. So 'n ou skelm. Wie is hy? Vra sy en blaai vinnig deur die kwitansieboek tot by die laaste kwitansie. En daar hyg sy na asem en slaan met haar handpalm op die boek. Van Vuren. Ek kon gedink het, dis net ou Dirk van Vuren wat so iets sal doen en sy kans sal waag toe hy sien dat jy alleen is hier, roep sy uit. Hierdie man se van is van Vuren ma, maar sy voornaam is Hugo, het hy gesê, net soos wat ek het daar neergeskryf het. Antwoord Tessa nou ook wat ontsteld. Erna kyk weer na die kwitansie en knik haar kop. So sien ek ook nou ja. Ek wonder of hy familie van ou Dirk is. Indien wel, is hy net so ou korrelkop skelm, soos wat ou Dirk is. Ek gaan dadelik uitvind wat aan die gang is. Wag nou ma, waarheen wil ma nou gaan? Vra Tessa kalmerend, want is duidelik, haar ma is nou op 'n oorlogsmissie. Nou ou Dirk se tweedehandse winkel toe natuurlik. Ek is seker, hy sit agter hierdie hele ding. En Erna stryd hom, laat haar nie so inloop nie, antwoord Erna blasend, terwyl sy haar handsak onder haar blad vasknyp en by die deur uitstap. Verslaand ry rank deur Tessa, toe sy op die hoë stoeltjie agter die toonbank gaan sit. In 'n mate voel sy skuldig. Dalk moes sy maar daarop aangedring het, dat die man moet terugkom vir sy koopie wanneer haar ma terug is. Maar sy het nie vir een oomblik daaraan gedink, dat daar aan die prys verander is deur iemand anders as haar ma nie. Sy wil nie graag glo, die skelmspreek is deur die aantreklike Hugo uitgedink nie. Toch het niemand in al die jare wat sy kan onthou ooit belang gestel om die dosie te koop nie, juis omdat hy so duur was. Haar ma ken die goed, se waarde en geen handelaar kon haar nog deur die slim praatjies verkil na 'n laer prys toe nie. Sy gaan spoel die koppies uit en is net weer betyds in die winkel vir die volgende kliënt wat inkom. Die vrou dwaal deur die winkel en kom op die ou end met 'n oudtydse koperklokkie by haar aan. My ou man is baie siek en ek kan nie elke minuut van die dag by hom sit nie. Ek het ook werk om te doen. Die klokkie is vir hom om te lui wanneer hy my nodig het. Hy is tog so mal oor enigiets antiek
En daarom het ek op hierdie klokkie besluit. Wie weet, dit is dalk die laaste ietsie mooi wat ek vir hom in sy lewe kan doen. Monica Smal is die naam vir die kwitansie. Dankie, juffroukie. Tessa skryf die kwitansie uit en staan nog 'n rukkie aan die vrou se storie en dink voor sy die items op die rak begin afstof. Nie dat die goed vuil is nie, maar ledig kan sy darm nie net so sit nie. Toe sy halfpad is, storm haar ma weer by die winkel in en kom blaasend by die toonbank staan. Ek was reg. Dit is Hugo. Hugo is ou Dirk se kleinseun. Die musiekdosie staan oop en bloot op die ou se toonbank by die kasregister. Hy sweer nie hy of sy kleinseun het aan die prys gebeter nie. Hy het nie eens geweet Hugo het dit kom koop nie, want Hugo wil dit glo vir sy tante as 'n verjaarsdaggeskenk gee. Die is glo mal oor antieke goed, maar ek glo hom glad nie. En toe die ou skelm die verskil in prys wil inbetaal, het ek nie 2 keer gedink nie. Ek het die geld gevat. Die dosie is dit werd, en dit is nie ek wat die prys verander het nie. Alla mapsticks, man. Haai ma, sê nou maar net, hulle het regtig niks te doen gehad met die prysverandering nie, vra Tessa huiwerig. Haar ma is baie ontstoke op hierdie oomblik. Wel, wie anders sal so laag daal? Ou Dirk wil al vir jare lank my winkel vir homself in palm, maar ek weier om dit te verkoop. Dalk wil hy my nou op 'n slinkse manier bearbei, sodat ek moet moedeloos raak en verkoop. Wel, ek het nuus vir hom. Ek is hier om te bly. Rammel Erna die woorde sonder asemskep af. Kom, dis huis toe gaan tyd. Ek is lus vir 'n glas wyn voor ete om af te koel, vervolg sy. Sy neem die sleutels en stap voor Tessa by die deur uit. Sy sluit die winkeldeur en veiligheidshek voor hulle na hulle onderskeie karre te stap. Ek gooi net gou brandstof in ma, dan kom ek hoor, roep sy na haar ma toe. Sy sien die waai erkennend met die arm in die lug en ry tot by 'n motorhawe om brandstof in te gooi. Die jochie is nog besig, toe buk die man by haar oop venster. Dit is hy, daardie Hugo. Juffrou, ek is jammer oor die misverstand met die musiekdosie, maar ek verseker jou, ek het nie aan daardie prys gepeuter nie, sê hy en kyk reguit in haar oë. Beslis nie die oë van 'n leuenaar nie, tereguit, sonder flikkering van senuweeagtigheid of wat ook al. Ek glo jou, meneer Van Veeren. Dis seker maar 'n ondeugende jongeling se streke, en nou sit hy of sy lekker eenkant vir ons en lag, antwoord sy, en kriewel weer, soos die eerste keer onder die krag van sy kuikers. Hy glimlag luierig, en kyk nou met meer belangstelling na haar. Tessa verwens haarself. 'n Klein tinkie moet seker so voel, wanneer sy in die oë van 'n reptiel kyk, wat haar enige oomblik gaan insluk. Behalwe dat Hugo haar nie kan insluk nie, maar wel intrek, met sy hypnotiserende kykers. Jy kan reg wees, weet jy? Noem my asseblief Hugo, as jy wil, Tessa. Hoe weet haar naam is Tessa? Ritsel die gedagte vaag deur haar reeds deur mekaar gedagtes. Bidde jou aan, intrek met sy kykers. Hy maak haar deur mekaar en laat haar simpel goed dink. Goed, Hugo, maar hoe weet jy wat my voornaam is? Kry sy die woorde darm uit. Oupa het dit teenoor my genoem. Ek is bly hy die verskil in prys vir jou ma betaal. Ek sou dit ook gedoen het, as sy by my daarvoor was. Ek wil graag vergoed vir die onaangename. Kom eet jy nou maar asseblief vanaand by ons. Leila, oupa se huishoudster, maak die heerlikste kos, baie beter as enige restaurantsin waar ek al ooit geëet het. Wel, ek gee nie om nie, maar of ek my ma sal kan ooreed, weet ek nie. Sy dink jou oupa is 'n sluwe man, wat net sit en wag, dat sy haar plek aan hom moet verkoop. Hy lag sag, en sy oë blink nou prettig. Hy en nog hoeveel ander, ja. Eienaardig dat sy juis hom uitgesonder het om voor fees te wees. Wil jy hê ek moet haar persoonlik gaan vra?
My ma's al huis toe. Ons ry nie met dieselfde kar nie. Ek kuier net hier en help in die winkel. Ek het net gou kom brandstof ingooi, antwoord Tessa, en kry dit daarom nou reg om ook te glimlag. Sy vloetel langs haar op die passasierssitplek rond, kyk dan verskrik na die leessitplek. O my aarde, sy het haar handsak in die winkel vergeet. O kriekerasies, ek het my handsak in die winkel gelos. Dink jy die petroljoggie sal my glo en toelaat dat ek hier wegry om het gou te gaan haal? Vra sy nou effe beteuterd. Hugo haal geld uit sy sak, draai om na die joggie toe, wat hulle Frans staan en aankyk, en betaal die bedrag op die meter. Hy buk weer by haar venster, en nou steek die lag in sy oë etlike vuurtjies aan, en 2 fyn rimpeltjies om sy oë wys, dat hy nogal lief is om te lag. Probleem opgelos. Kom ek ry agter jou aan, om seker te maak jy is okay. Dit is al laat, en die meeste besighede in hierdie area is al gesluit. Dit is regtig nie nodig nie, maar ja, ry saam dat ek jou geld vir jou kan gee. Dit gaan nie vir my oor die geld nie, weet jy, antwoord hy met 'n geamuseerde vraagteken en 'n geligte wenkbrau, voordat hy na sy motor toe stap. Sy trek weg, en in die triespieël sien sy hoe hy haar volg. Hugo hou langs haar in die onderdak parkeerarea stil, sluit sy motor en stap langs haar na die huisbak toe. Sag vou sy hand oor hare, toe sy die knoppie vir die 3de vloer druk, en hulle druk dit so saam. Hoe heerlik warm is sy hand daar oor hare. Sy huiwer met haar hand op die knoppie en syne op hare. Traag verwyder sy haar hand, want natuurlik gaan syne nou wegbeweeg van hare af. Asof heel natuurlik vou sy hand egter om hare en laat sakke hulle hande tussen hulle, terwyl die deur toeskuif en die huisbak begin beweeg. Vlugtig kyk sy na hom en betrap sy besonderse oë verwonderd op haar. Hy gee haar hand 'n sagte drukkie en spontaan vou sy haar vingerpunte om sy sterk vingers. Hier is iets aan die gebeur, sy weet dit net. Duideliker het sy nog nooit enige vonkspatsels ten haar en enige ander man na so kort ontmoeting gevoel nie. Hy lig haar ken en sien haar sag en talmend op die lippe, voordat hy weer eenkant toe staan. O my liewe Tessaatjie, hier kom 'n ding waarop ek nie voorbereid was nie. Is jy dalk 'n towerprinses, uit wie se kloutjies ek nooit weer gaan loskom nie? Vra hy jeserig, net toe die deure oopskuif. Man, moenie laf wees nie, kom ons loop, prewel sy en beur voor hom uit by die huisbak uit. Aangename, opgewonde trillings kartel vanaf haar lippe deur haar lyf van syne se sensuele aanraking daarop. Wag, staan stil, fluister hy ineens en trek haar terug in die huisbak, markeer dat die deure weer toeskuif. Kyk daar, fluister hy weer en beduie na waar 'n seun met 'n rooi kop besig is om aan haar ma se pryskaartjies met die fotos op te peter. Hy het haar so vinnig teen hom aangetrek, terug in die huisbak in. Sy snak nog na haar asem, toe sy die toneel voor haar in sig kry. So ek klein pes, vir wat sal hy dit nou doen? Vra sy nou vies en beur van hom af weg, om met besliste tree na die seun toe te stap. Met eens kyk die jong kind om, sien haar en begin weghardloop. Hugo is te gou vir hom en binne sekondes het hom ingehaal en bring hom terug na die winkel toe, waar Tessa reeds oopgesluit het. Gaan jy nou vir ons vertel, hoekom verander jy die goedse pryse almal laer as wat dit was? Vra Hugo streng. Die kind se blou oë is verskrik op hulle gerig. Hy is maar skraps geklee in die koel weer en sy kan sien dat hy koud kry. Ek is jammer, juffrou, meneer. 'n Man het my R100 betaal om dit te doen. Ek het die geld nodig. Ek is honger en ek is koud, antwoord die seun en trek verskonend sy skouers op. Tessa kry hom jammer. Dit is asof sy net weet, hierdie kind lieg nie nou nie. Goed, as jy vir ons sê wie die man is, betaal ek jou nog R200, antwoord Hugo sag en sy oë kyk vraend in Tessa sin.
Sy knik goedkeurend. Hy het nie sy naam gesê nie, maar ek sien hom baie in die tweedehandse winkel in Hamerkopstraat, so lang gryskop man met 'n wit snor, antwoord die kind vinnig. Hugo haal die geld uit, gee dit vir die seun, maar hy hou hom nog vas. Ons gaan jou nie straf nie, maar jy moet beloof om nooit weer so iets te doen nie, hoor. Dit is onwettig en skelm, sê Hugo. Dankie meneer, ek beloof, antwoord die kind en naal vinnig weg toe Hugo hom los. 2. Dit is ou meneer Jones. Die seun se beskrywing is raak. Hy is besig met dit waarvan jou ma my oupa beskuldig het. Miskien kan jy dit vir haar noem, wanneer jy haar vra om saam met jou by ons te kom eet, sê Hugo, toe hy saam met Tessa by die toonbank waar haar handsak lê, tot stilstand kom. Ja, en ek dink ma is jou oupa 'n verskoning verskuldig. Daarna kan sy meneer Jones gaan takel. Hy sit sy hande sag op haar skouers. Sy kyk op na hom toe, haar hele wese in afwagting op dit wat nou gaan kom. Tessa, ek los vanaand my hart hier in julle winkel. Ek verpand hom aan jou, want ek weet nie wat met my aangaan nie. Ek vertrou my hart glad nie op hierdie oomblik nie. Sodra ek weet wat om met hom te maak, kom ek hom weer haal. Beloof my, jy sal hom veilig in pand hou en hom nie verkwansel nie. Asseblief, vra hy sag. Dit is die allerlaaste ding wat sy verwag het dat hy gaan sê. Sy het daarna gesmag dat hy haar moet soen, maar dit, wat moet sy hiervan dink? Tog is daar warm beloftes in sy oë, beloftes wat die afwagting in haar van vooraf 'n vonk gee. Goed, ek beloof, antwoord sy plegtig, draai om en neem 'n baie klein ivoorhouertjie van die rak af. Sy maak dit oop en hou dit na hom toe uit. Hy glimlag, streel op die plek op sy bors waar sy hart sit, maak die vuis toe en maak het bokant die houertjie oop, voordat hy sy mond oor haar slaan en die dekseltjie toemaak. Sy neem die houertjie en sluit dit in die kluis agter die toonbank toe, voor sy na hom toe draai. Dankie, kom ek stap na jou motor toe, is al wat hy sê, voor hy weer haar hand rustig in syne neem. By die motor laat haar eers inklim, buk by die venster in en soen haar sag op haar lippe, voordat hy oorend kom. Hier is oupa se adres en hier is my selfoonnommer vir ingeval jou ma weier, sê hy en krabbel op 'n kaartjie voordat hy dit vir haar gee. Ek hoop in elk geval ek sien julle sommer net nou al, vervolg hy en stap na sy motor toe voordat hy wegry. Tessa sit nog 'n oomblik terwyl sy toelaat dat alles wat in die kort oomblikke gebeur het by haar moet insink. Nog nooit het sy geglo aan liefde met die eerste ontmoetings nie. Maar wat is dan dit wat haar hart nou so laat maak en swel, asof hy te groot vir haar borskas is? 'n bewing in haar ledemate veroorsaak, wat haar wil laat swewe, of sommer uit volle bors wil laat sing? Wat haar na die winkel toe wil laat terug hardloop en daar die houertjie liefs styf aan haar lyf wil laat dra, totdat sy weer vir Hugo sien. Haar laat voel, dit wat hy net nou in daardie houertjie losgelaat het, haar kosbaarste besitting ooit is. Hierdie gedagte laat haar weer uitklim, sluit en winkel toe draf. Sy is eers tevrede, toe sy rukkie later weer in die motor sit met die klein ivoorhouertjie stewig in haar denimse sak gedruk. Die houertjie veroorsaak 'n warm kolletjie daar teen haar lyf, waarvan sy bewus bly toe sy huis toe ry. Sy frons liggies toe sy langs hulle huis stilhou en 2 ander motors ook daar sien staan, maar dan verhelder haar gesig. Die een is Hugo se spoggerige kar. Sou hy besluit het om haar ma self te kom vra? Tessa klim uit en eers dan sien sy hom stil teen die motor aangeleun staan. Hy wag duidelik vir haar. En nou Hugo, het jy my ma self kom vra?
vra sy sag. Wie se ander motor is hierdie? Dis oupa se kar. Hy het haastig net voor my stil gehou. Iets gemompel van Erna, en hy, wat nou lank genoeg met mekaar haaks is, oor sommer net nonsens. Hy gaan daar nou dadelik vra om met hom te trou, sê hy. O my wêreld, so dit is waarom ma so op hom gepik het, en terwyl daar tog 'n sagtheid om haar mondhoeke was, wanneer sy van hom gepraat het, maar sy het nog nie gesê waarom jy hier is nie. Hoekom is jy dan hier? Vertel my, waarom het jy so lank weggebly? Vra hy sag. Ek was weer in winkel toe om iets te gaan haal, antwoord sy. Sy kan mos nie vir hom jok nie. Hy kom staan baie naby aan haar, so naby, sy kan sy liggaamshitte voel. Mag ek sien wat dit is wat jy gaan haal het? Nou is sy stem hees, en sy hoor die afwagting daarin. Asof in vertraagde reaksie, steek sy haar hand in haar denimse sak, en trek die ivoorhouertjie daaruit. In die straatligte, wat nou al aangeskakel is, glim die ivoorhouertjie dowwerig in die palm van haar hand. Hy trek sy asem stadig en rukkerig in, toe albei sy hande om hare met die houertjie vou. Dit is waarom ek hier is. Ek het gehoop dat dit sou gebeur, want dan sou ek seker wees dat jy net soos ek voel. Jy wou my hart na aan jou hou, omdat dit veel kosbaarder vir jou is as enigiets anders in daardie kluis. Nie waar nie, Tessa? Ja, Hugo, ek kon nie daar weggaan sonder dit nie, fluister sy met lippe wat liggies van emosie aan die bewe gaan. Dankie, Tessa, dankie. Ons ken mekaar skaars, maar ek weet, ek wil jou nooit weer uit my lewe sien gaan nie. Daar is magic tussen ons van die eerste oomblik af, en ek wil dit nie ignoreer nie, want dan gaan ek die liefde van my lewe weggooi. Ek vra my hart terug uit die houertjie uit, maar net om dit vir jou te gee, vir altyd, antwoord hy, en trek haar teen sy bors vas, met die houertjie steeds in haar hand tussen hulle. Ek is bly, Hugo, en so dankbaar, jy het kans gesien om jou hart aan my te verpand, nog voor jy seker was oor hoe ek oor hierdie saak voel, want jy is die liefde van my lewe. Prewel sy teen sy oor, voor sy haar lippe gretig onder sy soekendes instoot. Die einde. Dankie dat jy geluister het.